Goeiemôre ons boeties en sissies in Jesus. Kom ons begin en ons loof die Here as ons gaan sing Vlam 120. Hy is Heer, hy is Heer, hy is oorwinnaar oor die dood en hy is Heer. Elke knie sal buig en elke mens erken, hy Jesus is die Heer. Heer, met my hele hart kom sing ek 'n lofsang, kom ek van u magtige wonders vertel en van al u reddingsdade. Vlam 12, meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om u te ken. Als die schoonheid van sterren in die nacht.
Welkom o stille nag van vrede onder die Suiderkruis. Voorsang afsluit met lied 353. Die Heiland is gebore soos eeue reeds voorspel, daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Die Heiland is gebore
Ons kyk net na die program vir hierdie week. Donderdag herinner ons julle graag aan ons Kersdiens wat 8:00 die oggend hier by ons in die gemeente sal wees. Sjokolade gaan hierdie week aan Tannie Marie Kastelein, Wiaan Grobbelaar en oom Chris Nagel. Dit lyk nie, hulle is hier nie mannetjie hoor. En dan dink ons na ons gebede aan Fanie de Tooy, aan Petrus Marits, Adrie Blom, elkeen wat siek is by die huis en wat depressief voel vanaand in hierdie feesgety, kom ons dink aan elke een van hulle. En dan het Bani gesê, hulle het 3 enkelbeddens gekry, maar hulle is baie dringend op soek na matrasse. Enige matras of dit 'n tweedehandse matras is, maak nie saak nie. Hulle is baie dringend op soek na matrasse vir hierdie 3 enkelbeddens. Dan herinner ons ook net aan die bloedskenk in die saal wat die 5de Januarie gaan wees. En dit is nou al volgende jaar. En dan wil ons net vanmôre vir Dominee Voet sê, baie welkom hier by ons, van Welkom Gemeente. Waar? In watter gemeente? Ek was by Welkom Suid. Welkom Suid. Maar baie welkom hier by ons en mag die Here jou seën vir dit wat jy vandag vir ons gaan bring. Baie dankie. Môre broers en susters. Ek was vir 35 jaar by Welkom Suid gemeente en die laaste jaar en 'n half is ek in Bloemfontein by die sinodale kantoor betrokke. Ek is verantwoordelik vir gemeentebediening. Met ander woorde, alles wat met dominees en met gemeentes en met ringe te maak het, lê op my tafel. My baie lekker. Ek geniet dit nog so 6 maande voor en dan is dit daai afsnydatum wat vir ons almal wag. Na die foto met die seëngroet sing ons lied 345, kom alle getroues, soos wat dit op die bord sal verskyn. Ons fotum lees ek vanoggend uit Lukas hoofstuk 2. Die engel wat aan die herders verskyn en vir hulle sê, kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Gemeente, vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing. Geest nou naar Bethlehem.
Elkeen van ons ken die wet van die Here. Ons weet wat die Here van ons vra. Ons lees dit keer op keer in die Bybel op verskillende plekke. Een van die bekendes, Matteus 22, waar een van die fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, en hy vra vir Jesus 'n strikvraag. Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou ons ken dit. Ons weet die Here sê, as jy my liefhet, dan moet dit ook sigbaar word in die manier wat jy die mense rondom jou liefhet. Maar in 'n ander teks, in Matteus 5, praat Jesus ook oor die wet. Hy sê vir hulle, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie maar ook net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie maar net so nie? So Jesus sê vir ons, as ons sê dat ons hom liefhet, dan het ons hom uiteraard lief, dis ons opdrag, dis wat ons doen, maar dit moet sigbaar word in 'n manier wat ek my naaste liefhet. En selfs nog meer as dit, dit moet ook sigbaar word in 'n manier wat ek my vyande liefhet. Dit is al moeilik genoeg om jou naaste lief te hê, hulle wat soos jy dink en soos jy lyk en soos jy optree, wat nog van ander? Ek gaan vir ons 'n paar oomblikke van stilte gee, dat jy self met die Here kan praat oor wat jy gehoor het, dat jy jou eie lewe voor die Here kan gaan oop lê en vra om vergifnis. Here, ons bely voor U dat ons U liefhet. U is ons God en ons Vader, die een wat vir ons verlossing bewerk het. En juist daarom probeer ons ook ons naaste lief hê, om te wys, teenoor die wêreld te wys, dat ons U liefhet. En soos wat U van ons vra, probeer ons ook om ons vyande lief te hê. Ons bely, Here, dat ons sukkel daarmee. Ons sukkel selfs om ons naaste soms lief te hê. Hoeveel te meer dan ons vyande. Maar is ons gebed vanoggend, Here, dat U dit vir ons sal vergewe. Want U sê dat as ons sonde bely, dan is U getrou en regverdig om ons dit te vergewe. Maar meer as dit, Here, ons vra dat U ons sal help om dit reg te kry. Dat U ons sal help om regtig waar ons naaste lief te hê, om regtig waar ook ons vyande lief te hê, om daarmee vir die wêreld te wys dat ons ernstig is as ons sê dat ons vir U liefhet. Help vir ons, Here, dat ons ook daagliks daarin sal groei, om al hoe meer U liefde uit te dra teenoor die mense rondom ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan hardop
saam ons geloof bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis en daarna sing ons die 355. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan 2 gedeeltes uit die Ou Testament lees, uit Genesis 42 en ook uit Genesis 45. Dit kom uit die verhaal van Josef. Ek aanvaar almal ken die verhaal van Josef. Ken julle twee die verhaal van Josef? Ons sal veel nou stukkies daarvan vertel. Maar jy moet hom gaan lees die hele storie van Josef, seentjie wat deur sy boeties verkoop is as 'n slaaf. Voordat ons dit lees, gaan ons eers saam bid en ek gaan vir ons gebed voorlees vanoggend. Die ASM, die Algemene Synode Moderamen, het by 'n laaste vergadering 'n gebed geskryf vir Adventstyd. Jy weet, ons is nou in Adventstyd, die 4 Sondae voor Kersfees. Ons is by die 4de Adventsondag. Hulle het 'n gebed geskryf wat ons dwars deur die kerk gebruik. Daar's ook 'n baie mooi video gemaak hiervan. Iemand wat dit omgesit het as 'n lied en dit sing. Gaan kyk gerus op die kerk se webblad of op die YouTube bladsy van die NG Kerk. Jy sal dit daar kry. Die kantoor hier in die Vrystaat het dit gemaak. Dit is besonders mooi, gaan kyk gerus, luister daarna. Maar kom ons bid. Here God, by die ingaan van hierdie Advent, wag ons op U. Soos by 'n ingang na die plek waar U ons ontmoet. Soos in die tyd tussen die alreeds en die nog nie. Soos die kinders verlang en steeds sug, saam met die skepping, saam met die Gees. So wag ons en bid oor ons gebed in Christus naam. By die ingaan van hierdie Advent bely ons dat ons in U glo. U is steeds hier, ons Vader, Verlosser, Vertrooster.
U is die een wat gesê het dat daar lig sal wees. Die een wat die lig vir die wêreld is. Die een wat beloof het om die duisternis sal wyk. Die een wat 'n lig op ons pad kom gee. Die een wat ons stuur om lig te gaan wees en sout. Help ons, Here, om te bly glo in Christus naam. By die ingaan van hierdie advent open U ons oë om waarlik te sien. Hulle wat seer het en swaar kry. Hulle wat klein is, eenkant, oud of vergete. Hulle wat honger is, dors, siek of verdruk. Hulle wat geen uitkoms meer sien, geen werk, geen salve wonde. Hulle wat verlore is, hulle wat smag na vrede. Laat ons dan nie wegkyk oor enige een oor wie U besorg is nie. Laat ons sien, Here, in Christus naam. By die ingaan van hierdie advent stuur U ons om te doen wat nodig is. Ons is onherroepelik verbind aan mekaar. Ons treur saam met die wat treur, dank saam met die wat dank. Ons is bly saam met die wat bly is. Ons is onherroepelik verbind aan die Afrika land. Ons kies om hoop te dra, om te help waar ons kan, om liefde te leef, om vrede te maak, om eerlik te werk, om onreg te stop, om nie aan geweld mee te doen nie, om te praat vir stemloses, te bid met die wat nie meer kan nie. En dit nie in ons naam nie, Here, nooit in die naam van ons idees of ander magte nie, alleen in die naam bo alle name, Jesus, die Redder, ja, in Christus naam. Ons is tot U beskikking, Here. Laat ons sien, glo en doen. Amen. Ons lees uit die verhaal van Josef, hoofstuk 42. Toe Jakob verneem dat daar graan in Egipte is, sê hy vir sy seuns: "Waarom sit julle vir mekaar en kyk?" Hy het verder vir hulle gesê: "Ek het gehoor daar is graan in Egipte. Gaan soontoe en koop daar vir ons koring, dat ons aan die lewe kan bly, anders sterf ons." 10 van Josef se broers is toe weg na Egipte om koring te gaan koop. Jakob het nie vir Josef se broer Benjamin saamgestuur nie, want het hy gesê, net nou gebeur daar iets met hom. Die seuns van Israel het saam met ander mense gegaan wat ook koring in Egipte wou gaan koop, omdat daar hongersnood in die hele land Kanaan was. Josef was in beheer van Egipte en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken, maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra: "Waar vandaan is julle?" Hulle het hom geantwoord: "Ons is van Kanaan, ons kom koop graan." Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. En dan blaai ons na hoofstuk 45. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan. En daar was van die wat hom bedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense van die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: "Ek is Josef. Leef pa werklik nog?" Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was bang vir hom. Maar toe sê hy vir hulle: "Kom na my toe." En toe hulle nader kom, sê hy: "Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van die hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land laat oorbly, om julle aan die lewe te hou
en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regeerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor die hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek, dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die klein vee en die groot vee en alles wat pa besit. Ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie, pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self, en my broer Benjamin sien het ook. Dit is ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Ons lees tot sover. Ons tema vanoggend is vrede op aarde. Dit wat die engele vir die herders kom sê het. Vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. En nou is die vraag, wat beteken dit? Wat sê dit vir my in 2025? Wat is die boodskap van hierdie vrede? Nou ons weet in die Bybel is vrede nie net die einde van 'n oorlog nie. Dis ook vrede, maar vrede is baie meer as dit. Vrede is waar 'n verhouding wat seer gekry het, herstel word. Dis wat hierdie vrede beteken. Paulus skryf, God het ons vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. As daar onvrede is daar spanning. Daar's onsekerheid. Daar kan nie behoorlik gelewe word nie. In die verhaal van Josef, wat ons nou vanoggend gelees het, dit is al die einde van die verhaal. Josef was een van 12 seuns. Jakob het 4 vroue gehad en by elkeen van hulle het hy seuns en dogters gehad. Maar Josef was die kind van sy liefling vrou, van Rachel. En Benjamin was die laaste ene. Maar Josef was sy pa se witbroodjie. Sy pa het hom bederf, voorgetrek. Op 'n stadium lees ons dat sy pa vir hom 'n veelkleurige kleed gegee. Die ander boeties het nie vreeslik baie van hom gehou nie. Josef het drome gedroom. En dan het hy met groot smaak vir sy familie kom vertel, ons was op die lande besig om koring af te sny. En ons het dit so in gerwe bymekaar gebind en daar neergesit. En weet julle wat gebeur? Julle gerwe het voor my gerf kom buig. En natuurlik het sy broers nie baie daarvan gehou nie. En dan op 'n dag, dan is sy broers ver van die huis af besig om vee op te pas, en Josef word gestuur om vir hulle kos te neem. En as hulle hom so op 'n afstand sien aankom, dan sê hulle, nou is dit ons kans. Nou kan ons hierdie man bykom. En aanvanklik is hulle idee om hom dood te maak. En dan tree een van sy broers daarom in, Ruben sê, nee, kom ons gooi hom in 'n put. En hulle gooi hom daar in 'n put, en terwyl hy in die put sit, kom daar 'n klomp Midianiete aan met hulle kamele op pad na Egipte. En hulle verkoop hulle broer. Hulle haal hom uit, verkoop hom as 'n slaaf en sê, hierdie is 'n slaaf, geef ons geld, dan kan jy hom vat. En so is Josef weg. By die huis vat hulle een van Josef se klere, hulle smeer dit vol bloed, hulle gaan lieg vir hulle pa. Hulle gaan sê vir hom, pa, ons het hierdie klere langs die pad opgetel, dit lyk soos Josef se. Dit lyk vir ons 'n wilde dier het hom doodgemaak. Einde van die storie. En so gaan die broers aan met hulle lewe en hulle dink nie weer daaraan dat Josef dalk nog lewe nie. Vir hulle is hy doodgemaak, vir Jakob is sy seun verskeur deur 'n wilde dier. En dan op 'n stadium kom daar hongersnood.
En hulle hoor daar is kos in Egipte, en Jakob stuur sy seuns 10 van hulle om te gaan kos koop. En as hulle wegtrek, dan dink hulle nie eers daaraan dat daar dalk vir hulle 'n verrassing wag in Egipte nie. Hulle dink nie eers dat hulle broer, wat as 'n slaaf verkoop is, sal teekom in Egipte nie. 10 van hulle gaan, Jakob hou die jongste kind by die huis. Hy hou vir Benjamin by die huis, want sê hy, net nou kom hy ook iets oor. En dan is hierdie 10 broers Egipte toe. En wanneer hulle by Josef kom, herken hulle hom nie, maar Josef herken hulle. Hy weet wie hulle is. Vra vir hulle bars, wie is julle? Wat maak julle hier? Julle is spioene. Hy laat hulle toesluit. Vir 3 dae lank sluit hy hulle toe in die tronk. En dan in daai tyd, dan sê die broers, dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. 'n Skuldige gewete is 'n lelike ding. Dit laat hulle sleg voel as hulle daar in die tronk sit. Dit het ons nou van wat ons destyds gedoen het. Hulle nog steeds nie geweet dis Josef nie. Maar hulle weet iewers in die verlede het hulle 'n lelike ding gedoen. En nou betaal hulle die prys daarvoor. Na 'n paar dae laat Josef hulle uitkom en hy gee vir hulle koring en hy stuur hulle terug huis toe. Maar hy laat die geld wat hulle betaal het vir die koring terugsit in hulle sakke en daarmee is hulle weg. Toe hulle by die huis aankom, die sakke oopmaak, hier is ons geld. Wat nou? Alles is nou te veel, ons kan nie nou teruggaan nie. Hulle leef maar met die koring wat hulle gekoop het. Maar 'n jaar later is hulle weer in dieselfde posisie. Daar's weer nie reën nie, daar's weer nie geoes nie, daar's weer nie kos nie. Kom, ons gaan terug Egipte toe. Maar nou het hulle 'n ander probleem. Want Josef het vir hulle gesê, as julle terugkom, moet julle daai ander boetie van julle saambring. Julle het gesê, julle is seuns van een pa, nou bring 'n bietjie daai ander boetie saam, dat hy kan sien, anders kry julle niks. En so oortuig hulle vir Jakob, dat hulle sy jongste seun ook moet saamvat Egipte toe, anders kan hulle nie koring koop nie. En baie teensinnig stem Jakob op die ou en toe. Vat hom. Baie onderhandelings, gaan kyk 'n bietjie, Juda wat byvoorbeeld vir sy pa sê, maar as Benjamin iets oorkom, dan kan pa my seuns doodmaak as straf. Baie intriges daar, gaan lees gerus. Dan kom hulle weer by Josef en hy sien, hy herken hulle weer en dan staan daar, Josef het van hulle af weggegaan en gaan huil. Ons lees 3 keer dat hy huil oor sy broers, want hy herken hulle en hy is lief vir hulle. En dan gee hy vir hulle, hy eet 'n feesmaal met hulle. Julle moet die storie gaan lees man, dit is so 'n mooi storie. Hy reël hulle ete met hulle en laat hulle sit, van die oudste af tot by die jongste. En hy gee vir hulle kos, vir Benjamin gee hy, staan daar 5 keer meer as die ander. Ek weet nie hoe die arme man dit moes geëet het nie, maar hy oorlaai die broer, die bloedbroer van hom. En dan gee hy vir hulle koring, stuur hulle weg terug Kanaan toe. Maar hy laat sy silwerbeker wegsteek in die sak van Benjamin. Die sak koring wat Benjamin dra, daarin word sy silwerbeker weggesteek. En as die broer so end weg is, dan stuur hy sy soldate agter hulle aan. En hy sê, wat maak julle? Meneer was vir julle so goed gewees, hy het vir julle koring verkoop, en nou steel julle sy goed. Nee, maar ons het niks gesteel nie, was nie ons nie. Nee, een van julle het sy beker gesteel. Wel, ons is oortuig is nie ons nie, wie ook al die beker, en wie se, as jy die beker kry, daai persoon moet doodgemaak word. Dis reg. En dan gaan hulle deur al die sakke, en laaste kom hulle by Benjamin, dan kry hulle wraggies hierdie silwerbeker daar. En dan is die broers in sak en as, want wat nou? Nou gaan hulle almal terug. En is dan, wanneer ons hierdie verhaal lees in hoofstuk 45,
waar hulle terugkom. En dan sê hulle vir mekaar op die pad terug, sê, God het ons sonde aan die lig gebring. En dan as hulle by Josef kom, dan staan daar dat hy die ander mense wegstuur, dat dit net hy en hierdie 11 broers van hom is. En dan huil hy weer oor hulle. So hard, dat die mense langsaan in die paleis gehoor het, hoe hard hy huil. Dan sê hy vir hulle, ek is Josef. Leef pa regtig nog? Dink jou nou net in, jy is een van hierdie 11 broers, wat 'n tyd terug die jongste boetie verkoop het as 'n slaaf, en nou is hy die magtigste man in Egipte. Hy hou letterlik jou lewe in sy hand. As hy sy vingers klap, is jy dood. En dan sê Josef vir hulle, moenie bang wees nie. Ja, wat julle gedoen het was nie mooi nie, maar dit was nie julle nie. God het 'n plan gehad met wat julle gedoen het. Hy het my vooruitgestuur, sodat daar kos sal wees, sodat ek mense se lewens kan red, julle sin ook. Aanvanklik kan jy nou net dink, hoe moes daai broers gevoel het? Maar dan kom Josef, en hy sê, ek is nie kwaad vir julle nie. Julle hoef nie bang te wees dat ek julle gaan straf of iets nie. God het dit so beplan. Gaan haal asseblief vir pa en die res van die familie, dat julle by my kan kom bly, dat ek vir julle kan sorg, want daar lê nog 5 jaar se hongersnood voor. En nou die vraag, wat maak die broers nou? Kyk, hulle kan nou die koring koop, en hulle kan vir Josef sê, baie dankie Josef, dat jy ons nie laat doodmaak het nie. Ons is jammer oor wat ons destyds gedoen het, hoor. Totsiens, hier gaan ons. Ons gaan terug Kanaan toe. Sê niks vir pa nie, want dan moet ons vir pa sê van Josef. En hoe het dit gekom dat hy in Egipte beland het? Hy is aan doodgemaak deur 'n wilde dier. Julle het so gesê. Dis nie wat hulle doen nie. Dis nie wat die broers doen nie. Hulle gaan nie terug en gaan aan met hulle lewe asof niks gebeur het nie, want iets dramaties het gebeur. Hulle gaan terug en gaan bely voor hulle pa. Pa, daai storie van Josef van destyds, ons het vir jou gelieg. Hy leef. Hy leef. Kom, pak op, ons trek Egipte toe, Josef gaan vir ons sorg. Hy's 'n belangrike man. Nou, wat sê dit vir my en vir jou Kerstyd vanaf 25? Die engele sing, vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Hoekom? Hoekom vrede vir die mense? Het ons vrede nodig? Het ons dan 'n probleem? Wat maak ons met die vrede? Natuurlik het ons vrede nodig. Hoekom? Want sonde verbreek ons verhouding met God. Adam en Eva, skepingsverhaal. As hulle van die verbode boom eet en God die namiddag kom om saam met hulle te wandel in die tuin, wat doen hulle? Hulle gaan kruip weg, want hulle is bang. Die verhouding met God is verbreek. My en jou lewe, ons sonde, verbreek ons verhouding met God. Ek het net nou maar die wet gelees. God sê, jy moet jou naaste lief hê, en as dit nie al erg genoeg is, hy sê nog, soos jy moet jou vyande ook lief hê. Ons kry dit nie reg nie. Maar ek weet nie of jy dit reg kry nie, maar ek kry dit nie reg nie. En daarom is ons verhouding met God verbreek. Ons verhouding met God is nie goed nie. Ek kan nie na God toe gaan en vir hom sê, Here, hier staan ek voor U. Ek het nou gister by buurman gevloek en my naaste verneek en al hierdie ander goeters nie. Ons doen dit nie. Ons kan nie. Want ons verhouding met God is verbreek. Nou kom die engele en sê, God maak 'n plan met jou verhouding wat verbreek is. Natuurlik het ons vrede nodig. En God kom herstel daai vrede. Dis wat ons in Kerstyd vier. Hy kom herstel die verhouding wat verbreek was. En wat maak ons nou?
Josef se broers kon teruggaan en by hulle pa gaan bly en stil gebly het oor Josef. Net volgende jaar weer kom kos koop het en weer tot die 7 jaar verby is. Maar hulle doen dit nie, want iets het verander. Hulle trek en hulle gaan woon in Egipte by Josef. Ek en jy, daar het vrede gekom tussen jou en God. Tussen my en God. Wat maak ons daarmee? Gaan ons net maar terug huis toe asof niks gebeur het nie? Asof daar nie iets dramaties in jou lewe verander het nie? Of gaan ons by wyse van Spreuke die hele familie bymekaar maak en Egipte toe trek en by God gaan bly? Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Toe die broers aanvanklik sien, dis Josef wat hier voor ons staan, was hulle vreesbevange, met reg. Maar nadat hy vir hulle gesê het, julle hoef nie bang te wees nie, ek gaan julle nie vergeld nie, want God het 'n plan gehad. Toe verander alles, handomkeer. Toe kon hulle met hom praat, toe kon hulle van hom vra, Josef, hoe gaan dit met jou? Is jy getroud? Het jy kinders? Waar bly jy? Is dit lekker om in die paleis te bly? Hulle kon met hom 'n verhouding hê, want die verhouding is herstel. Hulle leef nie meer in vrees vir vergelding nie. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis wat ons vier. Hierdie storie van 'n kind wat in Bethlehem gebore is, God se seun, om vir jou te kom sê, ek herstel die vrede tussen jou en my, wat jy verbreek het. Ek kom herstel dit. Daar's 'n nuwe verhouding wat tot stand kom tussen ons twee. Het jy gehoor dat daar vrede is? Ek lees iewers iemand wat sê, as jy weet, maar nie doen nie, dan weet jy nog nie. As jy sê, jy weet van die vrede, maar dit het nog nie jou lewe verander, dan verstaan jy nog nie wat dit beteken, dat daar vrede gekom het nie. Dink gou 'n bietjie, oor 4 dae, donderdag, as ons Kersfees vier, gaan hier 'n klomp mense in die kerk sit, wat die res van die jaar nooit hier was nie. En nie net hier nie, is oral so. Mense wat dink as ek op Kersdag in die kerk is, dan is dit reg, dan is my saak met God reg. Hy is soos iemand wat in Egipte by Josef uitgekom het en net weer terugtrek Kanaan toe om in hongersnood te gaan bly. God sê vir ons, ek het vrede kom maak. Die engele het nie gelieg nie. Die engele het nie vir die herders gelieg toe hulle gesê het, daar's vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het nie. Daar is vrede. En jy mag dit glo. Glo dit. Jy mag dit leef. Leef dit. Want dis die goeie nuus van Kersfees. Amen. Here, dit gaan ons verstand te bowe dat U ons so oneindig liefhet dat ons 'n verlosser gekry het. Dat U ons so oneindig liefhet dat U bereid was om U seun te stuur om ons verhouding wat stikkend is te herstel. Dankie daarvoor. En dankie dat daar nou vrede is tussen my en U, en dat ek met vrymoedigheid met U kan praat, met vrymoedigheid voor U kan verskyn, elke dag met vrymoedigheid voor U kan lewe, dat ek nie in vrees en bewering hoef weg te kruip nie. Dankie daarvoor. Amen. Ons gaan nou die Here dien met ons dankoffers.
Kom die diakens terug, wag ons vir hulle, ons gaan afsluit met lied 364, Herders op die ope velde, die nag, die engele koor, met die blye evangelie, die goeie nuus uit die hemel aangehoor. Kom ons sing al die verse soos wat op die bord verskyn. Ontvang die seën van die Here, gaan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by julle elkeen, nou en vir altyd. Amen.